Een kan saamnooi en waar die evangelie, die blye boodskap van Jesus met hulle geshare word. So, vandag is ons in die tweede laaste deel van hierdie reeks, geen van die bogenoemde. En dankie vir almal se feedback, dankie vir almal wat vir my laat weet dat vir hulle iets beteken. Dit is altyd vir my inspiring om dit te hoor. En ek wil 'n vraag vra vandag. Wie van julle het al die Afrikaanse uitdrukking gehoor, die klere maak die man? Steek julle hande op. Die klere maak die man. Ja, julle het al gehoor, dis 'n Afrikaanse uitdrukking, daar hoor jy hom nou vanoggend die eerste keer. Die klere maak die man, dit beteken hoe jy aantrek, jy weet, skep 'n nice voorbeeld. Maar ek dink is verkeerd. Ek dink dit moet eintlik wees, die klere maak dit duidelik wie die man volg. Want ek dink die klere wat mense aantrek, maak dit super duidelik wie jy volg. Okay? En dalk wonder jy presies wat ek bedoel. So is julle reg vir om hierdie teorie van my te toets? Kom ons toets hierdie stelling. Kan ons 'n quiz doen? So wat ek gaan doen is, ek gaan vir julle 'n paar foto's op hierdie skerm en daar agterste een sit, en dan moet julle vir my sê, wie volg hierdie persone op grond van die klere wat hulle aan het. Is julle reg? Kom ons gooi die eerste een op. Steek jy hand op, wie is dit? Yes, die blou bil, nee, is dit 'n neusring wat die ou daarin het, dit is vreeslik, okay? Daarbo, okay, julle, okay, daai boonstene, wie volg daai vrou? Ja, Friends, nee? Al die millennials ken daai. Kyk, die volgende ene, daar sê, wie volg daai persoon? Daar sê iemand, Taylor Swift, ja, ek het gehoor, iemand wat Taylor Swift volg is 'n Swiftie. 'n Swift, ek tog is 'n karretjie waar mense ry, but anyway. Dan die volgende ene, hierso op die skerm, is, wie volg hierdie ou? Steek jou hand op, wie volg hierdie ou? Kan julle lees daar? Yes, dit is die Iron Man, dit is nou nie die Disney karakter nie, dit is daai ding wat jy fietsry en hardloop en swem, daai crazy ding wat ek nie weet hoekom enigiemand wil doen nie. Okay, so die woord sê ons is net 'n dwaas wat hardloop as niks omjaag nie, en ek is baie Bybels. Okay, so hierso kan jy nog 'n persoon sien. Wie sê hulle sê volg hierdie persoon? Deur net na die ou se kleredrag te kyk. Sê weer, hande. Krishna, ja, amper reg dan nie. Wie? Brahma, okay, ja, dis 'n Hindu, dis reg. Dis nie Brahmani, dis Brahma. Okay, so volgende ene, okay, nee, kom ons gaan net terug. Daar's nog ene, daar's nog 'n geloofsene, buitenbehalwe hierdie, of is dit al wat julle het daar? Ja, so, ja, hier is die ander ene, wie volg hierdie mense? Mohammed, yes, dis mense wat deel is van die moslim geloof, die islam geloof. Is daar nog enetjie daar? Yes. Wie volg hierdie mense? Die van julle wat kan sien, dis die Jode, dis ortodokse Jode, en mense hulle dra regtig hierdie goeters op hulle kop. Dit is 'n massiewe ding wat hulle mee loop. So sal selfs in die vliegtuig met daai goed sit, en dankie tog, daar's nie meer screens voor in die vliegtuig nie, maar in die sitplek, anders kan jy die hele movie nie sien nie. Hier volgende ene. Wie's daai? Volg vir Trump. Yes, make America great again. We're gonna win so much. So ja, mense, ek dink as ons na hierdie kyk, dan sien ons as gevolg van die klere wat hierdie mense dra, of op grond van die klere wat hierdie mense dra, kan jy agterkom wie hulle volg. Nou, jy kan 'n Bloubil ondersteuner myle ver sien aankom. En tussen my en jou, dit is nie net die klere nie. Dit is 'n hele package wat jy kry. Sorry al die Bloubil ondersteuners, hulle het net heeltemal 'n aura om hulle. Okay, jy kan byvoorbeeld 'n Apple fan, kan jy vinnig sien, jy weet, jy sien die horlosie, en jy sien die foon, en jy sien die laptop, en jy sien al daai goed nie, en het gewoonlik 'n Apple attitude, die mense wat Apple het. So, ek weet nie, jy weet, weet jy, hoe weet jy mense het Apple? Hulle sê dit vir jou, nee, dis hoe jy dit weet, so maklik soos dit. So ja, jy kan dit sien, en selfs op grond van mense se, ja, daar's 'n Apple ou, en selfs op grond van mense se klere kan jy sien wat hulle geloofsoortuigings is, en wat se geloofsoortuigings hulle volg, nee. So, dis duidelik aan klere wat mense dra, wie hulle volg. Nou, wat van ons Christene? Wat van ons Christene? Ons wat nou hier sit, die volgelinge van Jesus. Wat is ons spandrag? Wat is ons veronderstel om te dra? Hoe is ons klere veronderstel om te lyk? Wat is die klere wat Christene moet aantrek? Ek meen, ons het Islamse klere gesien, Hindoeïsme klere, maar wat se klere moet ons aantrek as Christene van Jesus? Wat is ons spandrag? Party van ons sal dalk dink, as ons kyk, dis dalk hierdie hemde, nee, wat jy sê, walk by faith.
Jy sal dink ons spandrag is om hierdie T-shirts met Christelike slogans te dra. Of byvoorbeeld 'n volgende ene wat jy kan opsit is, jy kan 'n T-shirt dra wat sê God is liefde, en deur die T-shirt wat jy aan het, gaan mense sien, o, dit is 'n Christen, okay? Of miskien ook 'n T-shirt wat sê love God, love people. Wonderlik, nice. Of miskien ook 'n T-shirt wat sê fear God, jy weet, believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. Verstaan? Fear God. God hates tattoos. Dis dalk miskien 'n hemp, jy weet wat jy kan dra om te sê ek is 'n Christen, kom ek wys jou waarteen is ek alles. Ek dink ons nog een, ek het gesien hierdie ou hier onder het 'n hemp wat sê read the Bible, nee, read the Bible while you are able, nee. So, mens dink dalk miskien dit is wat ons as Christene moet dra. Ons moet 'n T-shirt dra met 'n slogan of 'n Bybelvers, of ek moet 'n koenboek beker vat, wat sê hierdie ene, be strong in the Lord and mighty, jy weet, ek moet so ding mee rondloop, en dan gaan mense sien, ek is 'n Christen. Maar die waarheid vandag is dat, wanneer mense na ons as Jesus se volgelinge kyk, en nie na die T-shirts wat ons dra nie, wanneer mense na ons kyk, moet hulle dadelik agterkom, dat ons volgelinge van Jesus is. So die wat laasweek hier was, sal onthou ons het 'n vraag beantwoord. Die vraag was gewees, as jy Jesus volg, as ons Jesus volg, waar wil ons uiteindelik uitkom? Wat is die eindpunt? Wat is die bestemming van Christianity? Ons het laasweek vir mekaar gesê, die antwoord daarop is 'n vreeslose geloof. God wil 'n vreeslose geloof in ons kom inbou, nee. Al is daar baie vreesaanjaende goeters wat dalk miskien in jou lewe mag wees. Ons het gesien oor en oor het Jesus gesê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. En selfs al is daar baie om voor bang te wees in jou lewe, sê Jesus, moenie bang wees nie. En nooi ons na 'n lewe waar ek en jy so in God vertrou, en waar ons vertroue in God so groei, dat dit alle vrese in ons lewens oorskadu. Vrese vir mense, vrese vir omstandigheid, vrese vir mislukkings, vrees vir goed wat dalk jou liggaam of fisies jou kan skade doen, nee. Ons gesê, dis waar God, dis waar die pad van Jesus ons heen vat, is om 'n vreeslose geloof te bou, ten spyte van baie goed om voor bang te wees. Dis waar Jesus ons wil bring. Nou vandag, as ek bly jy het gekom, want vandag gaan ons nog 'n vraag beantwoord. En ek dink, jy weet, almal wat aanlyn ingeskakel is, jy weet, ek wil met julle ook praat en sê weer eens baie welkom ook aan julle. Maar ek dink definitief die belangrikste ding rondom hierdie vraag is, baie van julle dalk miskien wakker gelê hierdie reeks. Miskien het hierdie vraag julle wakker gehou in die nag. Ek weet nie, dalk het dit met jou gebeur nie. Maar die vraag is eenvoudig dit wat ons vandag gaan beantwoord. En dit is, wat is Jesus volgelinge se spandrag? Wat moet ons aantrek as Jesus volgelinge? Wat moet ons aantrek? Wat is ons spandrag? Eenvoudig gestel, wat se klere moet ons aantrek? Nou wat vir my baie interessant is in die Nuwe Testament vertel die apostel Paulus ons presies wat se klere ons veronderstel is om aan te trek, en ek hoop dit gaan maak jy op jou sene wees om dit te hoor vandag. Weet jy hoekom? Want hy het 2000 jaar terug geskryf, voor skinny jeans, voor 'n KY puffer jacket. Ek dink nie daar's 'n Afrikaanse vrou in Suid-Afrika wat nie 'n puffer jacket het van KY nie, voor Ginger Mary, voor al daai goed het hy hierdie geskryf. En toe sê hy vir ons wat se klere is. En nou sit jy dalk en dink, moet ons robes aantrek, moet ons sandale, moet ek my baard laat groei? Hoe lyk dit nie? Nou glo dit dalk of nie, maar Paulus, die einste apostel Paulus wat hierdie geskryf het nie, is dieselfde ou wat die Christene gehaat het en gejag het en vervolg het. Dis dieselfde Paulus. Hierdie persoon wat al hierdie goed gedoen het, kom gee vir ons 'n lys van hoe ons moet aantrek. Gee vir ons 'n lysie van hoe lyk die Christen outfit. Nou, ek weet nie of jy weet nie, maar voor die tyd, voor hy Paulus was hy eers Saulus. En hy is eintlik soos die Liam Neeson van die Nuwe Testament gewees. En hy het in daai fliek teken, I will find you and I will kill you. Verstaan, en hy het dit gedoen. So hy het gesê, ek gaan mense jag, ek gaan die Christene uithaal, ek gaan hulle eradicate. En wat ek uiteindelik gaan doen is soos 'n roker 'n stompie neergooi en hom so uittrap op die grond. Dit is presies wat ek uiteindelik gaan doen met die Christelike kerk. En hy het sy bes probeer, nee. En hy het dit tot 'n groot mate op 'n stadium reg gekry. Hy was Saulus van Tarsus gewees, die Christian Slayer. Kyk nou, al my millennials wat hier in die huis is vandag, julle sal weet, hy hulle vir Buffy the Vampire Slayer, hou julle dit. Hier is so die Gen Z mense wat sê, ek het geen idee waarvan jy praat nie. Kyk, Buffy the Vampire Slayer. Nou dit was so gewees, nie. Paulus was net die Christian Slayer gewees. So hy was nie 'n nice ou nie. En weet julle wat gebeur toe? Hy ontmoet Jesus. En toe verander alles in sy lewe.
En die ou wat probeer het om die kerk uit te wis, begin nou kerke plant. En die ou wat Christene vervolg het, raak nou 'n volgeling van Jesus. En wat hy doen is, soos hy gaan, plant hy kerke, en hy begin vir daai kerke eventueel briewe skryf, en in die briewe bou hy hulle op, en hy sê vir hulle, luister, dis wat dit beteken om 'n Christen te wees, hy bemoedig hulle, hy leer hulle wat dit is, en so skryf hy die briewe vir die mense, en die briewe is vandag deel van ons Nuwe Testament nie. Nou, in een van hierdie briewe wat hy skryf vir een van die kerke, is 'n brief aan die gemeente in Kolosse. Nou vir hierdie gemeente in Kolosse verduidelik hy hoe die kleredrag, die outfit van 'n Christen behoort te lyk. Maar voordat ons daarby kom en daarin gaan indelf, dink ek is belangrik om te weet dat hy al sy sin vir fashion of sy fashion sense vir die Christelike lewe, het hy by niemand anders gekry nie as Jesus Christus nie. En dit is belangrik om dit vandag te weet. En dalk weet jy hierdie nie, maar Paulus was nie een van die oorspronklike 12 disippels gewees nie, maar alles waaroor Paulus geskryf het, alles wat Paulus vir ons gedokumenteer het, is gebaseer op die teachings van Jesus. Nou hoe dit gewerk het, is Paulus was vriende gewees met die 12 disippels, of apostels later van Jesus, en hy het hulle goed geken. So hy was basies 'n volgeling van die eerste volgelinge van Jesus gewees. En soos hy met Matteus en Markus en Lukas en Johannes te doen gekry het en connect het, so uiteindelik sien ons dat hy by hulle leer wat Jesus hulle geleer het. En alles wat Paulus dan nou van die volgelinge van Jesus leer, wat Jesus hulle geleer het, vat hy dan en hy gaan skryf dit vir ons neer op 'n baie praktiese, baie eenvoudige manier. En Paulus het hoofsaaklik vir nie-Jode geskryf, mense wat soos in geen konteks van Judaïsme gehad het nie. En wat hy dan doen is, hy vat die woorde van Jesus, wat partykeer baie Joods was, en het dit afgebreek en dit eenvoudig en prakties vir nie-Jode uiteengesit. Soos ons vandag, wat nie-Jode is en meeste van die goed nie verstaan nie. Nou, dis dan in een van hierdie teachings van Jesus, een van die laaste teachings wat Jesus ooit gedoen het op hierdie planeet, net voordat hy gekruisig is, waar Jesus dan sê hoe dit lyk om die klere aan te trek wat by 'n Christen pas. Dis in een van die laaste teachings van Jesus waar hy sê, dit is die outfit, dit is die kleredrag wat 'n volgeling van Jesus moet dra. En Paulus bou dan op hierdie teaching van Jesus, wanneer hy vir die gemeente van Kolosse skryf, en hy vat sy cues uit hierdie teaching van Jesus, en op 'n praktiese manier breek hy dit dan op vir die mense. So, Jesus doen hierdie teaching letterlik op die vooraand van die kruisiging. Judas het klaar uitgeslip om hom te gaan verraai. Die wagte is amper op die punt om hom te arresteer. Die tyd is besig om uit te loop. Dit is 'n tense situasie. En Jesus sit saam met sy disippels om 'n tafel, besig om te eet. Jy onthou die laaste avondmaal wat hy ingestel het, dit was daai selfde aand gewees. En Jesus besluit om in hierdie laaste oomblikke, in die doodsnikke wil ek amper sê, besluit Jesus om hierdie volgende woorde vir hulle te sê. En dit wil ek graag saam met jou lees. Johannes was op daar, hy het dit vir ons neergeskryf. Ek sit dit daar bo op die skerm ook, want ek weet van die mense wat die kant sit, kan nie mooi sien nie, so julle kan daar bo kyk. Want ek het laas Sondag gesê, julle moet julle Bybel saambring. Julle moet julle Bybels bring, het ons bietjie die Bybels indelf nie. Kry NLV, ek gaan meestal by die NLV bly. Okay, anyway. So, Jesus sê, julle sit nou hierso, dis letterlik net voordat hy gekruisig word, dis in die tyd, die glas hardloop uit, hy sê, ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Net so moet julle ook mekaar lief hê. En as julle mekaar lief het, sal almal daarin sien, dat julle my disippels is. So. Dit is my so opvallend hierso, dat, ek weet nie of jy dit agtergekom het nie, maar mense se laaste woorde is nogal pretty belangrik, né? Sê ek so sê. Die laaste woorde wat iemand sê, van die laaste woorde van iemand is pretty belangrik. Nou van die laaste woorde wat Jesus uiter, gaan nie oor godsdiens nie. Dit gaan nie oor rituele nie. Dit gaan nie selfs eens oor geloof nie. Dit gaan nie oor die hemel nie. Dit gaan nie oor die wederkoms nie. Dit gaan oor niks van daai goeters nie. Van die laaste woorde wat Jesus vir mense sê is, as daar iets is wat ek vir julle kan los, is julle moet mekaar lief hê. Julle moet mekaar behandel soos ek julle behandel het. Julle moet mekaar lief hê.
En die timing wat Jesus kies, die oomblik wat hy kies om hierdie te doen, is vir my so significant, nee. So belangrik, want dit sê vir my, hierdie moet baie belangrik wees wat hy sê. Dit moet super belangrik wees. Nou, kan ons die woorde van Jesus net vir 'n oomblik vat en dit bietjie unpack? So, ek wil hê ons moet by die eerste 2 woorde wat Jesus gebruik, wil ek hê moet ons kyk, nee, of so, eerste sin amper. Hy sê, 'n nuwe opdrag gee ek julle. Griekse woord daar soos kainos. En kainos beteken splinter nuwe, ongebruikte, voorheen onbekende. Jesus sê, ek gee vir julle 'n splinter nuwe, ongebruikte. Dit is nie in die Ou Testament wat ek nou vir julle sê nie. Dit is nie in die Romeinse ryk nie. Dit is nie enige iets wat enige iemand doen nie. Dit is splinter niets, iets ongebruik wat ek vandag vir julle gee. En maybe sit jy vandag en sê, maar ag, ek ken dit. Ek het groot geword daarmee, julle mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Ek ken dit, dis nie vir my iets niets nie. Ek het dit al gehoor in my lewe. Wel, dit is dalk so, maar jy moet verstaan, hierdie mense vir wie Jesus dit sê, dit was splinter nuut vir hulle gewees. Dit was radical toe Jesus dit sê. Hoekom? Want die wêreld waarin hierdie mense geleef het, die disippels, die Romeinse ryk, die Joodse wêreld waarin hulle geleef het, was dit 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand wêreld gewees. Liefde was altyd in daai wêreld gelyk aan swakheid. Jy's 'n swak individu as jy liefde het. Jy's 'n minderwaardige persoon as jy 'n liefdevolle mens is. Dit is swak. Beheer en mag en autoriteit en sterkte en survival of the fittest. Dit was greatness gewees in daai tyd. Dit was greatness. Jesus kom en hy sê, ek gee vir julle splinter nuwe opdrag. Met ander woorde, ons gaan hierdie ding omswaai, dit was nog nooit gedoen nie. Liefde gaan nou gelyk word aan greatness, en nie beheer en dominasie en autoriteit nie. Dit is splinter nuut. En dan die tweede woord, hy sê, ek gee julle die nuwe, jy weet iets wat nog nooit tried and tested is nie, ek gee vir julle die nuwe opdrag nie. En die woord opdrag is die woord entule. Okay, soos en entule, julle almal online vandag in die bed en kom nie kerk toe nie, nee, met die reën, ja. Dis wat jy hom sê, entule. Okay? Daar seker mense wat nou nog in die bed lê en hierdie kyk nie. Dis daarom maar lekker hoor. Anyway, dit beteken bevel, rigting, lering, voorskrif. Kainos entule, nee. Maar in woorde, ek gee vir julle 'n nuwe rigting. Ek gee vir julle 'n nuwe bevel. Ek gee vir julle 'n nuwe voorskrif. Ek gee vir julle 'n splinter nuwe roete om as my volgelinge in te gaan. En toe ek oplees oor hierdie woord, toe kom die interessante ding uit, en het is my amazing dat Paulus, wel, dit is nie Paulus wat het gebruik het nie, is Johannes, maar hy het in Grieks geskryf, en het is my amazing dat hy hierdie woord entule gebruik, want uiteindelik is hierdie woord se klem nie op dit wat jy moet doen nie, maar die klem lê op die een wie sê, jy moet dit doen. Dis powerful hierdie. Met ander woorde, dit gaan nie so seer oor wat gedoen moet word nie, dit gaan oor wie dit sê. Byvoorbeeld as jy uitry vanmiddag en een van ons car guard sê, weet jy wat, gee my jou lisensie. Jy gaan dit waarskynlik nie doen nie, nee. Gaan sê, ag nee man, gaan vlieg, nee. Maar as Speedy jou stop al buite en sê, gee vir my jou lisensie, jy gaan nie waarskynlik jou lisensie gee, nee. Hy het die autoriteit om dit te doen, het gaan oor wie dit vir jou sê. So Jesus sê, ek gee vir julle 'n nuwe opdrag, bevel, rigting. Met ander woorde, die een wat dit vir julle vandag sê, die Messiah wat dit vir julle sê, ek trek rank vandag. En dit beteken, omdat ek dit vir julle sê, outrank dit alles wat enigiemand anders vir julle gesê het, tot op hierdie punt. Ek gee nie om die profete wat Moses, wat enigiemand, ek is by verre hoër as hulle almal, ek is God self. En ek, wat dit sê vir julle, ek gee vir julle 'n nuwe bevel, 'n nuwe rigting om in te gaan. En dit is vir my so betekenisvol hierdie, nee. Hoekom? Want besef jy, Jesus gee nie vir hulle net nog 'n boksie om te tik vir die Jode nie. Jesus gee nie vir hulle nog 'n wet saam met die 613 wat reeds bestaan nie. Daar's nou 614 saam met hierdie een. Net nog ietsie om te doen nie. Nee, Jesus gee dit glad nie. Jesus gee vir hulle 'n splinter nuwe rigting. Hy herdefinieer wat dit beteken om hom te volg, wat dit beteken om God te dien, om God te volg. Hy kom redefine dit. Dis iets splinter nuut julle. Dis nie Judaïsme 2.0 nie.
vir al ons boere Jode wat dink ons met die Ou Testament moet ons net so met Jesus net so bietjie kom revamp en ons al die goed. Dis iets splinter nie, dis nie die wet wat in 'n nuwe baadjie is nie. Dis nie 'n additional add-on tot die Joodse wet nie, dit is iets heeltemal nuut, iets radical wat hy vir hulle gee. Sê ek as die Messiah, die seun van God, vat ons in 'n nuwe rigting. Die ou is verby, die nuwe het gekom en die nuwe is nie nog 'n tickbox of 'n wet of 'n dingetjie om te onderhou nie. Hierdie is die nuwe wat ek vir julle kom gee. En basically sê Jesus vir hulle, as julle niks onthou hierdie 3 jaar wat ek vir julle gesê het nie, onthou hierdie wat ek nou vir julle sê vanaand hierso. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Julle moet mekaar lief hê, nie 'n mampy-pampy, airy-fairy, jy weet, touchy-feely tipe liefde nie. Wat is die standaard van liefde wat Jesus gee vir sy volgelinge? Wil jy my nie uittap hier nie, asseblief, bly vir my in hierso. Wat is die standaard? Soos hulle verdien om liefgehet te word. Soos hulle my lief het. Nee, soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar ook lief hê. Dit is die standaard, my vriende. Dit is die standaard. Dis die benchmark, Pellies, sê Jesus vir hulle daar aan die tafel. Gee hulle splinter nuwe opdrag. Splinter nuwe. Ek redefine wat dit beteken om God te dien. En is nie reëls hou nie. Dis 'n lifestyle. Want liefde vir God is gelyk aan liefde vir ander mense. Ek kan nie claim vir God lief te wees, maar as jy lief vir ander mense nie. En ek dink, jy weet, Jesus sit daar om die tafel saam met hierdie mense, en ek dink op 'n stadium, het hy dalk miskien, die Bybel sê dit nie, maar ek weet, hy sit aan 'n tafel, hy het nie net hierdie one-liners gehad nie. So ek dink hy het dalk miskien so by die tafel gesit, en kyk die disippels om dalk so aan, julle met mekaar lief hê, want hulle het hierdie nie geken, die liefde was weakness. En Jesus is besig om iets niets te doen, hy verander dit in greatness. En ek dink hy het dalk vir Matteus so gekyk en sê, Matteus, onthou jy, toe jy nog 'n tollenaar was, toe jy verwerp was, toe jy outcast was, toe niemand jou kon verdra nie, toe Petrus op jou wou spoeg, en mense jou wou in die kraag gryp om elke hoek en dra, onthou jy dit? Ek het na jou toe gestap en ek het vir jou genooi en gesê, wees my volgeling, follow me. En selfs al het jy nie eens dadelik tot bekering gekom nie, selfs al het jy nie eens jou leefstyl dadelik verander nie, want die woord wys dit vir ons, eers later het dit gebeur, sê Jesus, het ek jou genooi. Ek het jou saam met my gevat. En Nathanael, en ek weet nie of julle weet nie, maar daar was 'n disipel naam Nathanael gewees. So dis nou nie een in Suid-Afrika nie. So Nathanael. So ek dink hy het dalk vir Nathanael gesê, Nathanael, en onthou jy toe ek jou geroep het, toe jy my in die gesig gevat, eintlik my hele familie, eintlik my hele tuisdorp. Toe jy gesê het, mag wat goed kan daar uit Nasaret uitkom. Ag really, roep jy my, wat kan uit Nasaret uitkom wat goed is? Dis soos iemand wat sê, wat kan uit Pofadder kom wat greatness is? Come on. Ek meen, het is nie asof die world changes uit so dorpie uitkom nie, nee. En Jesus sê vir hom, onthou jy toe jy dit vir my gesê het, en ek alrede gehad om vir jou te sê, maar weet jy wat, gaan nou maar. Ek het jou nog steeds engage, ek het jou nog steeds saamgevra, ek het begrip met jou gehad, ek het jou nog steeds ingetrek in my groep. En dalk het hy vir almal aan die tafel gesê, luister julle almal, onthou julle my bergpredikasie? Hy het ook gepraat het van, julle moet my vlees eet en my bloed drink, en almal uitgevreek het, 'n paar tannie se handsak gegryp het en gegaan het, en julle ook almal wou gaan en my los. Ek het julle nie blameer nie, ek het julle nie sleg gesê, ek het gesê, nou maar gaan dan nie, voetsek, vat die pad, nee, ek het dit nie gesê nie. Ek het begrip en deernis en liefde met julle gehad. En ek wonder of Jesus vir hulle gesê het, so my vriende, as ek vir julle sê, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het, Matteus, Nathanael, almal, is dit wat ek vir julle sê, julle moet doen. Is dit hoe regte liefde veronderstel is om te lyk? Is dit hoe julle veronderstel is om mekaar te hanteer? Dis hoe daai tipe liefde lyk. En hierdie tipe liefde is vir my so big deal. En dan gaan Jesus aan en hy sê die volgende. Dit is so big deal vir Jesus, dat as julle mekaar so lief het, net soos Jesus lief gehad het, sal almal daaraan sien, dat julle my disippels, of ek het daar ingesit, volgelinge is. Wow. Wat onderskei ons as volgelinge van Jesus? Wat onderskei ons as mense wat God dien, wat die Here dien?
Wat vir my baie interessant is hierso, is hy sê nie, aan die manier wat julle worship, sal almal sien, dat julle my volgeling is. Aan die manier wat julle bid, aan die manier hoe julle kerk bywoon, aan die manier hoe julle goedjies doen vir mense wat minder bevoorreg is nie. Aan die manier hoe julle, jy weet, allerhande Christelike goedjies doen nie. Nee, dis glad nie wat hy hierso sê nie. Nie aan die manier hoe jou gawes vloei, of die manier hoe jy wonders en tekens vir almal doen. Niks van hierdie goed sê Jesus nie. Sal die bewys wees dat julle my volgelinge is nie. Wat sê hierso? Maar hoe julle mekaar liefhet en mekaar behandel, dit sal die teken wees dat ons 'n volgeling van Jesus is. Hoe ons mekaar hanteer. Julle, hoor julle my vanoggend? Is ons hier? Aanlyn, hoor julle my? Hoe jy ander mense hanteer is die bewys van hoe jy Jesus volg. Nie hoe jy lysies aftik en goedjies doen nie. Dit is nie die bewys nie. Jesus het dit self gesê. Nou die probleem met hierdie ideaal van Jesus wat hy gestel het, hierdie amazing ideaal, julle met mekaar lief hê. Die probleem met hierdie is ons is tot in ons wese toe, die manier ons groot geword het, vir al die mense wat lank in die kerk is, al die manier ons groot geword, die manier ons, jy weet, goed doen, ons is tot in ons wese toe, is ons godsdienstig. Ons is religious, tot in ons wese toe, ons as mense. En die probleem met religion, en dis hoekom dit hierdie ideaal van Jesus teewerk, die probleem met religion, is dit, het altyd 'n gravitational pull na lysies hou, in plaas van verhoudingsbou. Die gravitational pull van religion is altyd eerder om lysies te hou. Religion loved dit om lysies te tik en te sê, ek doen dit, ek doen dit, ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie. Religion loved dit om dit te doen. Religion gravitate altyd na ritueeltjies toe en na reëls toe. En weet julle wat doen religion nog? Dit gravitate altyd na private toewyding toe. Met ander woorde, private toewyding, my private commitments aan die Here wat ek hou. En nooit na publieke uitlewering daarvan toe nie. Gravitate nooit na dit toe nie. So religion maak dat ons op 'n plek kom wat ek sê, wel ek lees my Bybel en ek bid en ek woon kerk by en ek gaan na my Bybelstudiegroep toe. En weet jy wat, ek gee my tiende en ek doen goedjies vir arme mense en so aan. Ek hanteer mense soos gemors. Ek is liefdeloos. Ek haat party mense, ek koester wrokke in my hart. Ek hanteer party mense soos absolute gemors. Maar weet jy wat? Ten minste doen ek al die private toewydingkies en alles. So, ek is okay. Solank ek al hierdie lysies tik, kan ek mense hanteer soos ek wil. Dit maak nie saak nie. Ek het dit so baie in my lewe al gesien. Solank ek hierdie vir God doen, kan ek mense hanteer soos ek lus is. Weet julle wat is godsdiens of religion? Godsdiens is enigiets wat jou laat voel, jy's okay met God, selfs al is jy nie okay met ander mense nie, en religion dat jou voel, ek is okay met God, omdat ek al hierdie goedjies doen, so omdat ek hierdie goed doen, is ek okay met God, en selfs al is ek glad nie okay met ander mense nie, dis nog steeds okay vir God. Dis wat religion sê. Solank ek kerk toe kom, kan ek skuilie wees by my werk. Solank ek kerk toe kom, solank ek Bybel lees en bid, kan ek my familie behandel soos rubbish. Solank ek hierdie godsdienstige goedjies doen, kan ek mense afskryf en veroordeel en judge en in my koeler sit en uitvries uit my lewe uit. En omdat ek al hierdie goedjies doen saam met dit, is God saam met my okay met dit. Hy's fine daarmee. Solank ek die boksies tik, solank ek die reëls hou, solank ek net my sondes bely. Ek gaan nooit nice raak met jou nie, maar ek bely dit daarom voor die Here. Ek gaan ander jou soos gemorste behandel, maar ek sal dit vanaand weer bely. Here, ekskuus, ek het nou vir Janne en Sannie so behandel, en so maar ek het geen intensie om te verander nie. Môreoggend staan ek op en ek gaan voort om jou soos trash te behandel. Vanaand bely ek dit maar net weer. Môre doen ek dit net weer. Oormôre aand bely ek dit. Dag na dit doen ek dit maar net weer. En so bely ek daarom, en elke keer in my binnekamer het ek 'n religious belewenis. En ek sis my gewete en ek voel goed. Ek het geen plan om op te hou daarmee nie, maar God is okay daarmee, want ek bely dit. Geen bekering nie, maar ek bely dit. Maar Jesus sê, die ware merk van my volgelinge is nie jou reëls wat jy hou,
godsdienstige emotions waarder jy gaan, ervarings of kennis nie. Dis hoe jy ander mense lief het. Nie hoe jy dink hulle behoort liefgehet te wees nie, maar hoe jy hulle actually lief het. Kan ons eerlik wees met mekaar vandag? Ek dink julle het hier nou toe gekom vir waarheid, né? Nie vir sugarcoating nie. Ek dink is baie makliker om kerk toe te gaan. Ek dink is baie makliker om Bybel te lees. Ek dink is baie makliker om godsdienstige goedjies te doen, om jou taal te bid in jou binnekamer. Dis baie makliker om 'n kursus by te woon as om moeilike mense lief te hê. Maar Jesus sê, as jy my volg, is die hallmark, die pinnacle van volgeling wees, hoe jy mense hanteer. Nie wat jy bywoon of aftik of doen nie. Dis wat die Here Jesus sê. Ek dink die probleem in die kerk is baie keer ons verwar disippelskap en dissipline met mekaar. Ons verwar disippelskap en dissipline met mekaar. Solank as wat ek my geestelike dissiplines hou, solank as wat ek my geestelike dissiplines al hoe meer gedissiplineerd doen, hoe beter disipel is ek van Jesus. Meer ek Bybel lees, meer ek bid, hoe groter disipel is ek. Dis nie wat disipelskap beteken het. Jy geweet, disipelskap beteken om Jesus gedissiplineerd te volg. Die klem nie op die dissipline nie, maar op die volg. So 'n great disciple is nie iemand wat great dissipline het nie. 'n great disciple is iemand wat Jesus great volg. En weet jy waar gaan Jesus se spore heen? Na liefde vir mense. Nie jou tipe liefde nie, sy tipe liefde vir mense. So great discipleskap is om mense great lief te hê. So dis wat Jesus vir die mense teach in die laaste oomblikke wat rondom die tafel sit. Dis wat hy vandag vir ons sê. En dan Paulus, jy wonder nou waar kom Kolossense in? Ek bring hulle nou by mekaar uit. Dan kom Paulus so 22 jaar nadat Jesus hierdie geteach het. Dan kom Paulus en hy gebruik hierdie teaching van Jesus as 'n cue wat hy gehoor het by Jesus se disippels, wie hy baie tyd mee spandeer het. En dan skryf hy hierdie brief op grond van hierdie lering van Jesus vir die gemeente in Kolosse. Nou Kolosse is in Wes-Turkye en is so 160 kilos van Efese af. Efese is 'n ander plek wat Paulus ook 'n gemeente gehad het. En wat baie interessant is van Kolosse, wat jy dalk weet of nie weet nie, is dit was 'n groot tekstielstad gewees. Met ander woorde, hulle het 'n tekstielbedryf daar gehad, hulle het 'n klerebedryf gehad. So en waarvoor hulle bekend was, is 'n diep rooi of 'n diep pers wolagtige materiaal wat hulle vervaardig het, en reg deur die Romeinse ryk was hulle bekend daarvoor dat hulle dit vervaardig het. Hulle vir Lydia, die purperverkoopster, sy is die een wat van hierdie materiaal verkoop het, alhoewel sy nie daar gebly het nie, het sy van hierdie verkoop wat vervaardig is in Kolosse. So dit is hierdie stad. So hierdie mense het materiaal geken, hulle het klere geken, hulle het kleure geken, hulle het fashion geken. En ek dink hulle skryf vir Paulus, het hom dalk gevra, Paulus, so sê vir ons sien nou al die heidense tempels en al die mense het hulle klere drag, die Jode het hulle klere drag. Wat moet ons klere drag wees as Christene? Want hulle is ingestel daarop, hulle is fashion mense. Wat moet ons dra? Wat is ons spandrag? Wat is ons outfits wat ons moet dra? Vra hulle vir Paulus. En dan skryf Paulus vir hulle hierdie brief waar hy dit dan vir hulle noem. Soos ek sê, kry sy cue by Jesus. En wat skryf hy vir hulle in antwoord op hulle vraag? Hier skryf hy dit. Hy sê, julle is die mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Sien jy wat sê hy so? Julle is die mense wat God uitgekies het. Met ander woorde, dit is met Christene wat hy praat. Hy praat met volgelinge van Jesus. Hy praat nie met nie-Christene nie. Hy praat nie met nie-gelowiges. Hy praat met Christene. Hy sê, julle is geheilig en julle is uitgekies deur die Here. Hy sê, en wat hy lief het. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek. So my fashion mense in Kolosse wat klere maak, kom ek sê vir julle, hoe lyk die Christen outfit? Hier gaat ons. En dan sê hy vir hulle, eerste kledingstuk is 'n liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, verdra mekaar, as enige klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar, soos jy voel jy mense wil vergewe, nee, vergewe mense soos die Here julle vergewe het. En dan hoor wat sê, hier hak hy by Jesus se teaching aan 22 jaar terug, wat Jesus geteach het, hy sê, die heel belangrikste wat julle moet aantrek, van al hierdie, is die liefde. Die liefde bind alles volmaak
saam. Mense wat God uitgekies het. Volgelinge van Jesus, ek praat nou met julle, nee. En dan gaan hy verder en sê, hulle moet die volgende soos klere aantrek, nee. Ons gaan hom so stuk gaan ons omvat, nee. Ons is hier om die woord van die Here te aanpak vandag, nee. Hy sê, julle, die heel belangrikste is liefde, maar dan gaan hy vorentoe en hy sê, hulle moet soos klere aantrek hierdie. Dit is my so amazing hoe Paulus in hierdie mense se konteks inbeweeg, hè. Dit is amazing. Hy verstaan, jy weet, hulle verstaan fashion, hulle verstaan klere, en dan gebruik hy klere as 'n metafoor, en sê, hier is die Christen outfit wat julle moet aan, hierdie moet julle nie fisies aantrek nie, maar hier is iets wat julle moet geestelik aantrek, verstandelik, emosioneel, in julle binneste, dis hoe julle hierdie klere moet aantrek, en dan gaan hy, so wat is die eerste een wat hy noem? Die eerste een wat hy noem, is liefdevolle deernis. Liefdevolle deernis, nou, die twee Griekse woorde wat hy hierso gebruik, is vir my baie interessant. Ek sien die NLV vertalers het bietjie gesukkel om hom te vertaal. Jy weet, ek sien selfs die ander Afrikaanse vertalings het bietjie gesukkel. Die actual woorde wat hy hier gebruik, die twee Griekse woorde, sê dit moet 'n deernis wees uit julle ingewandheid. Imagine jy sê dit vir jou vrou, ek is so lief vir jou uit my ingewande uit. Ek het 'n bouwe liefde vir jou. Jo, dit gaan dalk nie goed afgaan nie, nee. So 'n liefde uit jou ingewande. Mens sou nou dalk kon sê, maar weet, kan mens nie dalk sê 'n liefde uit jou hart uit nie? Ek dink dit sou nog steeds nie die gravitas hê van dit wat Paulus hier gesê het nie. Daar's nie iets fout met die vertalings nie. Maar om dit korrek oor te, dat dit sal net weird geklink het as die vertalers gesê het uit jou ingewande uit. Dit klink net weird. Maar hy sê die eerste kledingstuk wat ek en jy moet aantrek is 'n liefdevolle deernis. Nie oor jou lyf nie, oor jou gees. Oor jou emosies, oor jou work ethic, oor jou manier hoe jy mense hanteer, jou houding, jou optrede. Liefdevolle deernis, dit is nie 'n airy-fairy dingetjie nie. Dit is nie 'n aangeplakte ding nie. Die Here sê, as jy my volg, liefdevolle deernis. Het jy deernis, ontferming vir mense? Dit moet uit jou gut uitkom, dit moet uit jou binneste uitkom. Dis nie klater, dis nie fake it till you make it nie. As jy my volg, is die eerste kledingstuk liefdevolle deernis. Hoe lyk jy in daai area van jou lewe? Hoe lyk dit met jou lewe? Is jy 'n persoon wat deernis het vir ander mense? Is jy 'n persoon wat medelee het met mense? Is dit iets wat uit jou binneste uitkom? Want as jy Jesus volg, sê, is dit die outfit wat jy moet aan hê. Tweede ding wat hy noem, vriendelikheid. Vriendelikheid. Nou weer eens, vriendelikheid, jy weet, hy vertaal nie NLV, ek het gaan kyk in 83 Afrikaanse vertaling, gebruik hy die woord goedgesindheid, die 53 een gebruik hy goedentierenheid. So dis eintlik nie regtig 'n vriendelikheid van ek loop rond en smile vir almal en hallo, jy weet, dis nie eintlik wat dit beteken nie, dis eintlik kindness, om goed te wees vir mense. As jy die Here Jesus volg, sê hy moet kindness deel van jou lewe wees. As jy 'n kind persoon, is jy 'n persoon wat goed is vir ander mense? Ek definieer dit altyd so en sê vir mense, kindness is eintlik om jou vermoë of jou kapasiteit of jou krag vir iemand anders te leen. En daai dag het hulle nie die kapasiteit of die vermoë of die krag om dankbaar te wees of positief te wees of hulle self te help of iets te doen nie, en jy leen jou nou vir hulle. Jy doen vir hulle iets, jy sê vir hulle iets, jy help hulle, jy's kind met mense. Kindness, vriendelikheid. Is jy 'n kind mens? As nie kerkmense jou sien aankom, die mense by jou werk, en jy sit dalk en jy sê, nee, ek dink ek is kind. Kan ek jou vrou vra? Kan ek jou man vra? Kan ek jou kinders vra, is jy kind? Volgende een, hierdie is 'n rowwe een, nederigheid. Die volgende kledingstuk wat ons kry, ek het enetjie vergeet nou nie, okay, so hulle het nou nie gesien, kindness, vriendelikheid, hier sê. Dan die volgende een wat hy sê, trek aan, nederigheid. Wat is nederigheid? Dis eenvoudig dit om jouself te sien vir wie jy regtig is. Met the good, the bad en the ugly ingereken. Jy sien, as jy jouself net the good sien in jou lewe, dan raak jy opgeblaas, dan raak jy egosentries. Maar kyk bietjie na die bad en die ugly, werk dit in, dan gaan jy gou nederig raak. So nederigheid is eintlik om jouself te sien vir wie jy werklik is in verhouding tot God en verhouding tot ander. Is nie interessant nie, dat wanneer ons kyk na nederigheid, vergelyk jy jouself altyd met mense onder jou, nie, jy vergelyk jouself nooit met die Here nie. Ek is daarom nie in die tronk soos hulle nie, so ek is daarom nice, jy weet.
Vergelyk jouself met Jesus. Nederigheid is deel van die outfit, Agape familie, as jy Jesus volg. So sit hom mee, ons gaan hom aantrek. Volgende een, sagmoedigheid. Ek weet die mans hou nie baie van hierdie een nie. Sagmoedig, nee, ek wil nie sagmoedig. Sagmoedigheid is 'n sissie. Okay, ek wil nie dit wees nie. Ek wil nie sagmoedig wees, die meeste mans is nie mal oor hierdie een nie. Ek wil, jy weet, hierdie ou wees. Weet jy, sagmoedigheid is nie weakness nie. Mans dink sagmoedigheid is gelyk aan weakness. Ek is 'n swakkeling as ek sagmoedig is. Nee, kom ek sê wat is sagmoedigheid? Sagmoedig is krag onder beheer. Sterkte onder beheer, under control. Dis wat dit is. Met ander woorde, ek kan my tande vir jou wys. Ek kan my posisie, my platform en my dit wat ek het in my sterkte, my krag, my autoriteit, ek kan met alles na jou toe kom en jou wegblaas daarmee. Ek kan jou ontmoet van waar ek is, my posisie, platform. Maar weet jy wat doen ek? Ek kom ontmoet jou waar jy is. Ek kan dit doen, maar ek gaan dit nie doen nie. En Jesus het hierdie meesterlik gedemonstreer vir ons. Met sy kruisiging sê hy, verstaan julle nie, ek kan 'n legioen engele stuur om my van die kruis te kom afhaal. Hy sê vir Pilatus, jy het geen mag oor my. Pilatus sê vir hom, en ek het dit al baie gesê, ja, maar besef ek het die mag om jou te kruisig. Hy sê, jy het geen mag oor my, behalwe dit wat vir jou gegee is nie. Ken jou plek op die food chain, meneer. Okay? Krag onder sterkte. Matteus 11:28, ek is sagmoedig en nederig van hart, sê Jesus. Die kledingstuk wat vir ons belangrik is sagmoedigheid. Behandel mense nie van waar jy is nie, of van waar hulle is. Okay? Onder die diva, okay. Interessant. Volgende ene is geduld. Nou hierdie is een wat glad nie in my klerekas is nie. Ek is sommer eerlik vandag met julle as 'n gemeente. So bid vir my asseblief, moenie my kritiseer nie. Bid vir my. Geduld, wat is dit? Dis om teen iemand anders se tempo te beweeg en nie jou eie tempo nie. Dis om teen die spoed van iemand anders te beweeg. Dis wat geduld is. Sê, okay, ek gaan 'n paar ratte afkeer en ek gaan met jou spoed beweeg. Ongeduldigheid is om vooruit te gaan en te sê, come on, kom ons doen hierdie ding. Nee, Jesus sê, nee, geduld, deel wees van die outfit van 'n volgeling van Jesus. Super belangrik, ons sit hom hier so neer. Volgende een, verdra mekaar. Jong, en hierdie is so belangrik vir 'n geestelike familie. Nou, ek gaan nou uit die kerk uit. Verdra mekaar, weet jy wat beteken hierdie? Dra mekaar ver. Mense verskil van jou, mense het hang-ups en issues en drama en allerhande goedjies wat hulle doen en dit irriteer jou. En jy hou nie daarvan nie, of mense sê goed of doen goed, en wat is die eerste ding wat jy wil doen? Ek sny jou af, of ek vries jou uit, of ek los jou daar, ek weg, go away, ek wil niks met jou te doen nie, ek los die kerk, ek bedank. Wow. Jesus sê, verdra mekaar deur Paulus. Dra mekaar ver, met ander woorde, dra mense met al hulle hang-ups en issues en probleme en goedjies ver saam jou. Want jy's ook so iemand vir iemand anders. So raai wat, as iemand anders jou ver dra en jy dra ander ver, dan gaan ons op hierdie volgeling journey van Jesus aangaan. Verdraagsaamheid. Dra mekaar ver ten spyte van alles wat jou irriteer. Sorg dit uit, praat met mense. Dra mekaar ver, gaan ons in ons klerekas sit. En dan seker een van die moeilikstes vir oggend. Vergewe mekaar. Jo, wie moet jy vergewe? Het jy 'n innerlike vow oorgemaak en gesê, vir jou sal ek nooit vergewe nie. Of, wow, ek ken die Christelike line ook. Nee, ek het vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Sal nooit vergeet nie. En ek verstaan dat jy gaan dit onthou. Ons is net God het die vermoë om dit te vergeet. So jy gaan dit onthou, maar dis al van ek vergewe jou, maar ek sal nooit, gaan jou nog steeds nie groet nie. Ek vergewe jou, maar ek gaan nog steeds nie dit of nog steeds nie dat ek in die frozen food section en Checkers kry, gaan ek nog steeds maak of ek jou nie sien nie. Oh wow, nuwe visvingers. Maar jene, kyk nie daar sy weg. Ja, ek weet wat julle doen. Maar wat sê hy so, vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Wat beteken dit essentially? Dit beteken om iemand se skuld te kanselleer of af te skryf.
al verdien hulle dit nie. Ja, maar daar hulle verdien dit nie. Nee, of course verdien hulle dit nie, maar dit is juist vergifnis. Hoeveel het die Here jou van vergewe, Agape familie? Hoeveel keer het jy al voor God gaan staan bakkant vir vergifnis? Wat het die Here jou vir uit ons immensely, mildadig, oordadig vergewe? Wie is ek en jy om te sê, ek gaan nie vergewe nie? Hy sê, soos ek julle mildadiglik vergewe het, moet julle ander mense vergewe. Nie soos hulle jou vergewe het, die mense wat jy nie kan vergewe nie. Nie soos jy dink hulle behoort vergifnis te ontvang nie, soos Jesus vergewe het. Wat beteken dit? Dit beteken, jy moet dit eers doen. Ja, maar hulle kan vir my kom jammer sê. Nee, jy kan dit eers doen. Want Jesus het mense al vergewe terwyl hy aan die kruis was. Onthou enige iemand daai? Of het jy selektiewe geheue? Terwyl hy daar hang, sê hy, Vader, vergewe hulle. Hoekom doen hy dit? Want hy het geweet, as ek hier aan die kruis hang, vergewe ek hulle onmiddellik. Want hoe langer jy met daai ding sit, hoe swaarder word dit 'n klip in jou hart en hoe moeiliker raak dit om van daai ding ontslae te raak. Dadelik. So vergewe eerste. Vergewe al voel jy nie lus om te vergewe nie. Vergewe ten volle, soos God. En vergewe sonder T's en C's. As omdat, dan sal ek. Nee, vergewe ten volle, sonder voorwaardes. En jy sê seker soos ek, ja, maar dan bevry dit nou die persoon dat ek nie kan vergewe nie. Dan bevry dit, dan beteken dit hy gaan, of sy gaan nie boet vir dit wat hulle aan my gedoen het nie. En ek wil hulle straf, ek wil hulle moet suffer, hulle moet boet vir wat hulle aan my gedoen het. Weet jy wat? Jy bevry hulle nie. Al wat jy doen is jy bevry jou hart van die gevolge van bitterheid, onvergewensgesindheid en wraak. Jy bevry hulle nie, jy bevry jou. Vergifnis is eintlik 'n gift wat God vir jou gegee het. En dan noem Paulus al die dinge en dan vat hy dit saam. En soos hy dit saamvat, vat ek dit ook saam. Maar dan sê hy, en dan bo alles, as jy al hierdie outfits, as jy al hierdie goeders aangetrek het, okay, sagmoedigheid en geduld en liefdevolle deernis en vergifnis en al die goed as jy hulle beklee het met hierdie, dan trek jy soos 'n jas oor dit alles die liefde aan, wat die hele outfit saambind tot 'n volmaakte of perfekte eenheid. Die liefde is die oorkoepelende woord vir al hierdie goed. Die van julle wat hier ingestap het, het 'n sambreel. Liefde is soos daai sambreel en alles wat hy hier genoem het, is onder daai sambreel. So met Jesus se teaching as sy cue, sê Paulus, die outfit, die Christen outfit, is nie daai hempies wat julle gedink het van forgiven. Dis nice, maar dis nie waar dit gaan nie. Wat is die outfit? Deernis, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, verdraagsaamheid, vergifnis en bovenal liefde. En met die liefde sluit hy by Jesus se teaching aan. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Daar's in jou hakke in by Jesus. Nou ek weet as jy sit en jy hoor hierdie wat ek sê, dan dink jy, okay, waar gaan ek tyd kry vir dit als elke dag? Ek dink aan as 'n leier, as 'n man, dink ek, waar gaan ek tyd kry vir al hierdie goed elke dag? Liefde en sagmoedigheid en deernis. Waar gaan ek tyd kry vir al hierdie goed elke dag? Dan skielik onthou ek wie het hierdie vir ons geskryf en wie die brief aan Kolosse geskryf. Besef jy, dit was 'n man gewees wat meer as 'n dosyn kerke geplant het in gebiede wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. En terwyl hy dit geplant het, het hy met 'n seilboot, nie met 'n MSC nie, met 'n seilboot het hy gegaan om daardie kerke te plant, en die res van die tyd het hy met sy voete geloop, partykeer kaalvoet, en terwyl hy getravel het en kerke geplant het, het hy 3/4 van die Nuwe Testament geskryf, en terwyl hy dit gedoen het, homself verdedig in howe, waar hy valslik aangekla is oor goed, terwyl hy terselfdertyd besig was om te genees van wonde wat hy gekry het as gevolg van steniging en geeseling en slangbyte. Hy skryf dit vir ons, en hy het saam met tyd vir dit gekry. En ons, baie van ons is vandag hier as gevolg van Paulus. Nie oor wat hy gedink het, of wat hy geglo het, of wat hy geskryf het nie, maar wat hy gedoen het. So, dit is moontlik om hierdie te doen, en ek weet, miskien sê iemand vandag van my, maar Dawie, ja, maar dan gaan ek my hele persoonlikheid moet verander. Ek gaan my planne moet verander, my program, my work ethic, ek gaan alles moet verander, en ek sê, nee, al wat jy moet doen, is vat hierdie outfit as die filter vir jou lewe, waardeur jy alles in jou lewe doen. En hier is die punt waar dit nou hands-off raak. Jy gaan nie hierdie self kan doen nie.
Jy het die Here nodig om jou te help hiermee. Jy gaan nie die outfit elke dag kan aantrek op jou eie nie. Die Here Jesus nodig om jou te kom help. Die Here moet hierdie outfit vir jou gee as 'n filter waardeur jy alles doen wat jy doen. Jy gaan dit nie self kan doen nie. Jy het hom nodig om dit vir jou te kom doen. En al staan jy net elke oggend op. Ek het probeer om hierdie woorde te vat, hierdie lys van Paulus. Ek het probeer 'n akroniem vir julle maak, dat jy dit maklik kan onthou, maar dis omtrent net konsonante, so dis vrek moeilik om dit te doen. So ek het besef, okay, dit gaan nie werk nie, so jy moet maar vir iets kry, maar al staan jy net in die oggend op en jy sê, wat se een van hierdie moet ek vandag doen? Here, U sien my dag, U is 'n alomteenwoordige God, alwetende God. U weet waar ek gaan, wat se een van die klere het ek vandag, die nodigste van hierdie outfit? Is dit sagmoedigheid? Dalk is dit geduld. Dalk is dit liefdevolle deernis, dalk is dit vergifnis. Wat se een Here het ek die nodigste? Asseblief Heilige Gees, kom gee vir my daai klere vandag. Kom help my asseblief om dit te doen. En hy sal dit doen. Moenie dalk poog om alles gelyk te doen nie. Begin net iewers elke week en sê Here, gee vir my hierdie klere. Gee vir my daai jas daarom ten minste van die liefde. Die probleem met 'n preek soos hierdie, as jy sit dalk vandag en jy sê, wow, hy het dit nou vir ons mooi geïllustreer, of jong, ek is 'n paar van die oomblikke, of weet jy, ek het dit nou so geniet, of is nou so heartwarming, jy weet, en dis nice, en ek love ons kerk, en ek love als, en dis nice, en so, en miskien gee ek myself hopeloos te veel krediet vir die boodskap, as ek dit sê, dalk voel jy ook glad nie so nie, maar hierna gaan jy huis toe, en jy gaan bietjie lê, bietjie siesta, middagslaapie, of jy gaan uit eet iewers, of saam familiekuier, en weet jy wat, dan vergeet jy alles, en dit was 'n mooi heartwarming feeling. My doel is regtig nie vandag dat jy 'n warm fuzzy gevoel het in jou hart oor hierdie meele. My doel vandag is as volgelinge van Jesus, as jy jouself as volgeling van Jesus sien, is dat jy hierdie sal begin doen soos in vandag vir die Here sal vra. Dit is die gevoel wat ek in my hart het vandag. En dalk sê, maar Dawie, dis nie vir my maklik nie. Dit kom nie van nature vir my nie. You guess, really. Dit kom nie van nature vir enige iemand nie. Kan ek vir julle sê, klere kom nie van nature nie. Wanneer laas was jy by 'n geboorte van 'n baba? Kom nie daar in 'n Gucci suit uit nie. Jy word sonder klere gebore as jy mooi terugdink aan daai dag. Ek het 'n vreeslike hoofpyn gehad, maar ja, julle onthou nie. Jy het net nie klere aan nie. Jou ma en pa gaan koop vir jou klere, dit is nie iets wat van nature kom nie. Van nature het jy nie klere nie, ouers moet jou beklee, en dan moet jy jouself aanhou beklee, en dankie dat jy hulle self beklee het vandag. Ek waardeer dit baie, is baie keer 'n paar van julle wat 'n min klere aan het, maar nietemin, ek is dankbaar dat julle dit doen, en is awesome. Geestelik is dit presies dieselfde julle. Geestelik, as jy wedergebore is, kom jy ook nie met hierdie klere, jy word nie ge-issue met hierdie klere nie, jy word geestelik sonder hierdie klere gebore. Sê nee, wag 'n bietjie, nee, ek sê vir jou, wag 'n bietjie, want dink jy Paulus sal vir volgelinge van Jesus, wedergebore mense, vertel van hierdie outfit as hulle dit klaar gehad het? Dink julle Jesus het nodig om vir sy volgelinge te vertel van die liefde as hulle dit klaar gehad het of ge-issue is daarmee? Natuurlik nie. As jy wedergebore is, word jy nie ge-issue met hierdie outfit nie. Jy moet jouself daarmee beklee. Beklee julle, sê hy vir die gemeente in Kolosse, sê hy vandag vir die gemeente in Rustenburg, Agape gemeente. Dit is iets wat jy intentioneel moet doen. Dit kom nie van nature nie, dit gaan nie van self gebeur nie. Jy moet jou beklee daarmee. Elke oggend as jy opstaan, sê Here asseblief kom help vir my. Here asseblief kom filter my menswees en my werksetiek en my houding en my gedagtes en my attitude, filter dit asseblief deur hierdie outfit. En ultimately deur die liefde. My temperament, die manier hoe ek optree, kom filter dit asseblief daardeur. Hoekom is hierdie belangrik? Want imagine as ons as 'n kerk, imagine as ons as 'n geestelike familie hierdie gaan begin doen. Imagine as ons môre by skole instap, as ons môre by werksplekke instap, as ons in ons huise instap vanmiddag, môre aand by ons huise na die werk instap, en ons sagmoedigheid, en ons geduld, en ons deernis, en ons vergifnis, en ons vriendelikheid, en ons liefde. Imagine wat mense sal sê. Hulle sal nie net volgelinge van Jesus sien nie, hulle sal Jesus sien. Hulle sal Jesus sien. Wat sal gebeur as ek en jy besluit, Here, ek wil hierdie outfit aantrek. Here, ek wil as u volgeling, wil ek lief hê soos u lief gehad het. Jesus sê dit vir ons in die laaste gedeelte. Hieraan
sal hulle weet dat julle my disippels is. Gaan die wêreld dit weet? As ons lief hê soos Jesus. En liefde beteken hierdie outfit aantrek elke dag. Nie wat jy weet, of wat jy ervaar, of wat jy glo, jou doktrin wat jy in jou kop het, maak. Dit is belangrike goed, maar dit is nie wat Jesus gesê het nie. Maar die manier hoe hulle lewe. Die wêreld is moeg vir halfkaal Christene. Die wêreld is moeg vir kaal Christene. Die wêreld is moeg vir die keisers in nuwe klere as dit kom by geloof. Die wêreld is moeg daarvoor. Hulle haal ons uit, hulle lag ons uit, hulle breek ons af. En met goeie reg, ek dink ons verdien dit. Jesus sê, klere. Trek hierdie klere aan. Kom ek bid vir jou, Here, dankie vir hierdie dag. Ag en Here, U het met ons kom praat as U volgeling, en U weet, U het met my die hardste kom praat. Ek kyk na die klerekas, Here, en dan is daar 'n paar klere wat ook nie in my kas is altyd nie. Maar so ook van elkeen van ons hierso. En as ons net kan verstaan, Here, dat dit gaan nie oor wat ons glo, of dat ons reg is, of die argumente wat ons met mense het, of die ervarings wat ons het in ons binnekamer, of ons private toewyding nie. Dit gaan oor die publieke uitlewing van die liefde van Jesus, in tasbare maniere. Beklee julleself dan met die volgende. Ek glo het met ons kom praat, Here. Ons het hulle letterlik uit die kas uitgehaal, een vir een. Maar Here, nou vat ons dit terug na U toe en sê, Here, ek gaan dit nie regkry nie. Ek trek so vinnig weer die klere uit op 'n dag, Here. En ek dink hier's ander mense soos ek ook. Ons beklee onsself van die oggend 6:00, maar teen 10:00 is die helfte weer uit. Help vir ons asseblief, Here, deur die Heilige Gees se krag, deur die inwonende krag van die Gees. Help vir ons, Here, om onsself hiermee te beklee elke dag. U te vertrou, kom stort die liefde van Jesus in ons hart uit vir mekaar, vir die wêreld, vir ons kollegas, vir ons man of vrou, vir ons kinders, vir nie kerkmense, vir sondaars, vir ongeredde mense, vir godsdienstige mense, vir halfhartige mense, vir verlore mense. Want eers, Here, as ons lief het soos U, dan sal die wêreld ons herken as U volgelinge. Dit is die defining mark, niks anders nie. Dis als add-ons die res. So Here, ek bid dat U vir ons as Okapai gemeente, ek kan nie pa staan vir ander gemeentes in die dorp nie. Here, maar as die pastor is dit my plig om hierdie woord te teach aan mense. En as die Here van hierdie gemeente, groot herder, is dit U voorreg, Here, om hulle te help. Maar hulle moet wil gehelp wees, soos daai man by die bad wat U gevra het, wil jy gesond, wil jy dit doen? Help ons asseblief, Here, om 'n wil te hê om hierdie te doen. Kom verander ons, help ons dat ons gekenmerk sal word in Rustenburg as ware volgelinge van Jesus, omdat ons lief het soos U. Dankie, Here Jesus. En ja, soos ons uitstap hier, die naprediker van die woord is. En dankie, Here, dat U woord nie leeg sal terugkom na U toe nie, dit self gesê. Ons bid dit in die naam van Jesus, en almal sê saam. Amen. Nou ja, julle be blessed, ek hoop julle het 'n wonderlike rainy day, en kom ons trek hierdie outfit aan. Kyk, Kolossense 3, gaan lees dit verder, en mag die Here vir ons help om soos Jesus lief te hê. Be blessed. Kuier met iemand, groet iemand, spandeer tyd.